Geliefdes, wanneer word daar veloorplanting gedoen? En nou as jy seer kry of jy brand, en dis nie so erg nie, want die vel maak hom natuurlijk self gesond. Maar as die brand baie erg is, of die seer kry is baie erg, dan kan die vel homself nie genees nie. Dan moet daar 'n veloorplanting plaasvind. Want die skade is so diep, dat die vel homself nie kan genees nie. Geliefdes, ek wil hê jy moet my volg. In die tuin van Eden was ons perfek. Toe kom daar die sonde in. En hierdie sonde het soveel skade verrig, dat dit is onmoontlik vir 'n mens om homself reg te kry. Want die sonde is te diep in. Soveel so dat die Bybel sê, ons is in sonde gebore. En dit ontbreek ons van die heerlikheid van God. En ek kan u beloof, jy kan wie ook is, jy sal jou nooit self kan heilig nie. Want die sonde wat in jou is, in jou gene is dit diep. Maar volg my, geliefdes. God doen dieselfde ding wat die dokter doen hier in my kind. Om 'n gebrande vel te genees, heb jy 'n vel nodig wat geen kiem het nie. Heb jy 'n vel nodig wat gezond is. Jy het 'n vel nodig sonder enige vlek of siekte. Halleluja! Vir God om vir ons reg te kry, moet daar 'n vel oorplanting plaasvind. Op die hemel van Golgotha opereer God homself en hy sny uit Jesus Christus. Geliefdes, is die as die Here jou siel gered het. Geliefdes, ek dink aan die skrif en ek sê myself, luister, as 'n vel oorgeplant word, die gesonde vel, hy word afgesny. Halleluja. Halleluja. Hy verdien pyn. Hy kry seer. Hy kom in sy gemaksone. Hy word niks bevoordeel nie. Daar is niks wat hy kry nie. Hierdie vel wat gebrand is, hy gaan nie iemand doen nie. Dit gebeur andersom. Volgens die skrif kom Jesus uit die hemel uit. Die Bybel sê God moes hom sy koninklike gestalte uittrek. Hy maak hom 'n troonriet sonder enige gestalte. Hy moes kom deur Maria, maar hy oorplanting moes plaasvind. En hierdie proses word gedoen vir een doel, om te herstel, om te genees, om te restore dit wat die Bybel van jou gevat het.
Miskien is dit te diep, geliefdes. Speak out, men of God. Preach the gospel. God het hy moeite gemaak. Omdat hy die brand, die sondevlek in jou lewe gesien het. Sy liefde, omdat hy nie bereid het moet in die hel kwam nie, door hy die brand wat hy wil regstel. Halleluja! En dan is die mense wat dink, jy neem die Here aan vir jou ouers, jy neem die Here aan vir God, nee, jy sit met die brand. God is hier om jou reg te stel, nie andersom nie. Vader, ons aanbid. Halleluja! Jesus was gepynig. Hy was verneder. Van my. Halleluja! Halleluja! We give you the glory, Lord. We give you the glory. Geliefdes, laat my toe om te verduidelik die miskonsepsie en die probleem wat ons mee sit in vandag se tyd. Mense erken hulle sondags en ons politiek besuiding baie mooi. Nee, daar is niemand wat heilig is nie. Ons so die weet is van heilig is 'n goeie punt. Ons die ander redenasies stem nog nie so lekker is saam met maar alright. Amen. Jy erken dis gebrand. Maar nou jy wil die proses volg van genesing. En nou wanneer 'n vel oorgeplant word, dis net die vel wat moet uitgesny word. Maar waar hy brand beskadigde vel is, hy moet ook uitgesny word. Maar hoe wil ons die Here aanneem? Jesus moet op die sonde geplak word. Ons is so gevaarlik dat die drank is nou onsinne. Die nasie is onsinne. Die toordery is onsinne. Die skinder is onsinne. Die daggarook is onsinne. As ek wil die kerk omkrap, dan moet ek wel vat aan die gebrande. Jy moet seer kry. Dis normaal. Jesus het aan seer gekry. Hoe is dit? Jy kan van. Halleluja! Regtig, my suster, jy is lief vir hy Nancy. Maar ons sal hom moet aanvat. Ons sal hom moet uitsny. Regtig, daar is my dinge wat jy so laat relax. Soos 'n drankbotte. Maar ons moet hom uitsny. Halleluja! Maar ons kan nie die skoon nieuwe heilige vel op die oude sit. Here, dankie. Geliefdes, ek wil nou regtig hier op 'n vergelyking nog 'n ding doen. Gaan nie reg gesien. Maar as ek ons mense se handelswyse kyk elke dag. Dis nie
maar ons doen regtig wat die Here verwag. Die doen hy dit elke dag prakties. Halleluja. Wat? Ons het gisterand hier lekker braai geëet, apostel. Maar ek is amper doodseker hy borde skoon. Ek is amper doodseker. Ons gaan nie bedien word op die ou vet en slijsaus van gisterand. Halleluja! Ons verstaan hy kon sê. Al was hy hoe lekker. Maar ek sal moet sing toe gaan. My broer, my sister, wil jy bietjie kragtig wees in die Here? Ja, pastoor asseblief. Kom ons begin met hy op 'n brande vleesie vet. Hey! Dan sê jy, vandag se predikers kan net mense afbreek. Yes! Apostel, ek was hier 'n bouer en ek verstaan nie met bedryfwerk. Maar daar by ons sien ek as hulle bou, voor hy bou, hulle grond eers, hy bou op. Ek verstaan. Hulle maak eers reg, voor hulle begin. As jy dit vloer gelijk wil hê, jy kan nie net kom bou. Hulle sê hulle grond die fondasie. Die grond kry eers seer, dat word eers weggevat, voor jy byvoel. My seun, so lief soos jou pa vir jou is, ons sal eers moet wegvat. Ons sal eers moet seer maak, voor ons gesond maak. Ek moet die ook verduidelik. Gelukkig ek is 'n onderwyser, so ons glo aan verduidelik. Ek sê nie, jy verstaan, maar ek kan ons nog nie antwoord nie. So ek weet die ding jy aan die wonder het die stoof aangesit of afgesit. Weet die kinders gaan ons nog nie dink om hy stoof afgesit. So ek moet deur die goed preek. En bietjie verduidelik. Laat jy daarom net iets van wat die duiwel hy vleister mismoed. Maar Jesus. Halleluja. Gelukkig is wat die ding so moeilik maak is. Die vel word afgesny. En as hy klaar afgesny is, die dokter kom nie net en kom opsit. Ek het die toestand van die onvel. Want as ek dit opsit, daar is 'n groeiende kiem. En hy groeiende kiem
stuur ander boodskappe uit. Veral by velle. Die nuwe velle spirit. Sy eie vel, hy herken hom nie. Ons is almal kinders opgemaak van God. Maar luister wat sê die Bybel, as jy daar kom by die hemele, dan sê God, ek ken jou nie. Ek het jou nooit geken nie. Dan vraag ek jou, maar hoe kan my skepper my nie ken nie? Want die Bybel het my beslis. Nee, gemaak nie. Kom ek verkijk met jou. Daar is 'n goeie Halleluja. Die sonde, hy maak jou onherkenbaar. Jou eie lichaam erken jou nie. Geliefdes, dit gaan so ver dat Jesus sê, my skape ken my stem. Hulle luister na my en hulle volg my. Wie is die ander wat die luister? Hy het 'n groeiende kind. 'n kind wat maak dat hy sy eie skepper nie herken nie. Jy volg nie. Jy glo nie. Jy vraag jou, vanaf kom die mannetjie? Wat kom 'n ras? Halleluja! Dit gaan so erg of so ver. Die Nuwe Testament sê, die besin sal blaas. God homself sal roep. Maar daar is mense wat in die grafte lê, wat hy stem nie ken nie, wat op verwerp en wat lê. Maar daar is heiliges wat een vlees kom word het, wat alle die hy omgeëet, alle sy lichaam verbrand, alle die treinom vermorsel. Hy hoor die stem. Geliefdes, ek kan verder verteken. Is die al te moeg? Nou, ek ras omdat ons heilig is, dit is techniek, het moet maar net so bykie regeer, denk ek nie. Kan luister. Geliefdes, as die vel uitgesny word, kom ek verduidelik so. Jy kry jou Christene of jou persone wat, hy sê vir onsself, ek gaan op my afloop. Regtig, ek het gister aan my vrou se ma, hy het hele gevloek. En regtig, my skoonmaak het nog niks gemaakt. Sy het daar bobbiejaantjies, maar sy verdien om so hele gevloek te word. Om te herken en tot jezelf te komen is een moeite. Maar nou sê jy net vir jouself. Die los regtig die navloek. Die verhoor my, die maak van my vloek regtig weer. My man. Amen. Maar nou weet jy wat jy besluit in stilte geneem het. Ons kan nou die vel vat
op het sit. Die werk nie so. Want jou vrou is nog seer. En alhoewel jy by God vergifnis gevraag, moet jy na jou vrou toe kom. En jou vrou sê, vergewe my bokkie. Ek is jammer. Dan begin jy mos nou by geestelike antibiotika druk. En nou, die bekeerde mense sê alles niet. Die bloed van Jesus reinig. Voor ons van Jesus opsit, moet sy bloed kom en hy reinig. Hy reinig net vir my nie, maar hy reinig my houding. Hy klaar my aan om my vrou vergifnis te gaan vraag. Maar as ek hier heel weg, gaan die skrif as ek nou sê, is nog heel weg. Wat die Onse Vader sê, voor ek vergifnis vraag, moet ek ook my skuldenaars vergewe. As jy die kind heel wil weg het, dan help jy maar en hy jou vrou, sy is mos lief vir jou, sy sal jou vergewe. Maar jou buurman wat jy ook gevloek het, jy het hom regtig niks gemaak. Jy moet jou buurman eers vergewe. Dis ons skoonmaak. Hy suster wat met my man gevry het, regtig en hy boodskap gekry. Ek moet vergewe. Apostel, ek het vervloek, maar dis onskriftuurlik. Die Bybel sê, ons moet bid vir ons vyande. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Ons moet die kerk van die Here skoonmaak. Sodat as ons met Jesus op ons sit, dan word ons een vlees. Halleluja. Halleluja. Glory. Glory. Geliefdes om mense te seën en prosperity boodskappe te preek is nie verkeerd nie. Maar is ook nie verkeerd om heiligmaking te preek nie. Want die duiwel beroof ons. Ons bid en ons bid in 'n muur. Want ons wil prosesse skiep. Die sê die Here verstaan. Regtig, die broer verdien my vergifnis. Ek het hom 20.000 rand geleen. Sy foonnommer is verander. En nou bid ek my God. Daar is my vyand. Dis verkeerd. Jy vergeet. Jy het nou quality te vlek. Wat moet reggemaak word? En ons is hier vandag om skoon te maak. Ons wil jou herstel.
weer jou waarde terug. Hy moet weer praat met jou vyand se hart en jou afwesigheid. Hy moet streef vir jou. Maar ons het nie nodig om na die Here toe te kom en die Here te sê, Here, vergewe my. Geliefdes, ek gaan nou afsluit. As daar 'n mens is, apostel, wat ek graag mee op en af het, is 'n backslider. 'n backslider is dodelik. Hy politiek heel dag. Hy rechtvaardig elke sonde. Hy gebruik die skrif heel verkeerd. Maar geliefdes, dit wat ek vanmorgen bedien, oor 'n uur is dit weg, maar die God wat jy aanbid, het my laat kom, sodat jy geherstel kan word. Jy neem nie vir my aan nie, jy neem hom aan. As die Bybel sê die gebed van 'n regverdige het krag, want die regverdige is een vlees met hom. Sonder maak dat God 'n skeidsmuur bou. Sonder maak dat hy sy aangesig verberg. Geliefdes, kom ek noem die laaste ding, gaan net vir u bid. Een ding wat ek weet verseker, ek kan nie sonder Here nie. Ek het te veel mense wat my hart. Ek het hopeloos te veel. Ek is hier met een kind van my, die ander 3 is by die huis. God moet hulle bewaar. Hoe gaan ek God recht kry? As ek my nie self recht kry. My pleidooi aan u vanmorgen, gelowig en ongelowig. As jy die Here nie in jou lewe het, kom vandag na die Here toe. Neem hom aan as jou persoonlike saligmaker. Laat staan die sonde en los het hier, sodat God een